Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Tax Break. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. En dis in Afrikaans. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode deel ek graag my gedagtes rondom 'n belastingonderwerp of 'n onlangse ontwikkeling met jou. En ek gaan my bes doen om dit binne die tyd te doen wat jy nodig het om vir jouself 'n lekker koppie koffie te maak terwyl jy 'n bietjie van 'n breek van werk vat. Ons onderwerp van vandag is in Engels exit taxes, in Afrikaans dink ek as mense dit sou vertaal is dit uitgangsbelastings. Maar kom ons hou miskien maar by die Engelse term waarmee meeste van ons meer vertroud is. Nou, hierdie exit taxes is baie relevant vir Suid-Afrikaners wat emigreer. So kom ons begin sommer met die vraag, wat presies is 'n exit tax of 'n uitgangsbelasting? Nou, dis nie 'n konsep wat in die wetgewing omskryf word nie, dis ook nie eers 'n konsep waarna die wetgewing regtig verwys nie. So waar dit vandaan kom, is dat wanneer 'n persoon ophou om 'n inwoner te wees, word daardie persoon geag om sy bates die dag voordat hy ophou om 'n inwoner te wees te beskik. En hierdie geagte beskikking word geag teen die markwaarde van die bates te gebeur. So as ons byvoorbeeld 'n bate sal vat wat kapitaal van aard is, wat wanneer dit gewoonlik verkoop sou word, kapitaalwinsbelasting op sou gehad het, dan sal die kapitaalwinsbelasting nog steeds ontstaan as gevolg van die geagte beskikking. Die kapitaalwins sal gelyk wees aan die verskil tussen die markwaarde, dit is dan nou die geagte opbrengs met die verkoop van die bate, en die basiskoste van die bate. En hierdie basiskoste word maar op die gewone manier bepaal wat basiskoste bereken word. So dit sal tipies wees wat ook al mense vir die bate betaal het, maar dit kan ook wees dat dit 'n bietjie meer kompleks raak, dat as hierdie bate aangekoop is voor byvoorbeeld 2001, dan is daar 'n bietjie van 'n meer komplekse formule om die basiskoste te bepaal. So die uitgangsbelasting, alwaarna dit regtig verwys, is hierdie belasting wat voortspruit uit die geagte beskikkings uit. As ek myself so klein bietjie in die rede kan val, maar dit is nog steeds relevant tot ons onderwerp vandag. Hierdie geagte beskikking vind nie net plaas by individue nie. Dit kan ook gebeur by entiteite soos maatskappye en trusts. So hierdie entiteite het ander maniere waarop hulle kan ophou om 'n inwoner te wees, so hulle gaan nie noodwendig emigreer soos 'n individu nie, maar dit kan wees dat die plek van inkorporasie van die entiteit verander, of dat die plek van inkorporasie dieselfde bly, maar die manier wat die entiteit bestuur en beheer word, dat dit verander. En dit kan dan tot gevolg hê dat 'n ander land hierdie entiteit as 'n belastinginwoner begin beskou, en dan moet mens gaan kyk, is daar 'n verdrag tussen Suid-Afrika en die ander land, en wat is die, weer eens, as julle my maar sal verskoon as mens so nou en dan terugval op die Engelse term, wat is die tiebreaker bepaling van hierdie belastingverdrag? So baie van hierdie verdragte gebruik nog die plek van effektiewe bestuur as die tiebreaker bepaling. So dit kan dan wees dat as die bestuur van hierdie entiteit geskuif het na 'n ander land, en hierso is die skakel terug na die individu wat emigreer, as gevolg van 'n trustee of 'n direkteur wat oorsee gaan bly het, dan kan dit wees dat die belasting inwonerskapstatus van die entiteit verander. En dit kan dan tot gevolg hê dat daar geagte beskikkings vir hierdie entiteit gebeur. Ek dink wat hopelik redelik duidelik is dit is nie 'n gegewe dat as die direkteur in 'n ander land sou gaan bly, gaan die belastingstatus van die entiteit definitief verander nie. Dis glad nie die geval nie. Dit hang af van 'n hele klomp goed. Dit hang af byvoorbeeld van hoe word die entiteit beheer en bestuur. Wat is die wetgewing van die ander land? Wat bepaal dit rondom inwonerskap? Hoe lyk die belastingverdrag tussen Suid-Afrika en die ander land? So, maar dit is iets om in gedagte te hou. Reg, kom ons gaan terug na die konsep waaroor ons aan die praat is, exit taxes. So daar's 'n bietjie goeie nuus ten minste in dit alles. En dit is dat al 'n persoon se bates is nie onderworpe aan hierdie uitgangsbelasting nie. Daar's sekere bates wat selfs al word deur 'n nie-inwoner beskik, nog steeds onderworpe sal wees aan belasting in Suid-Afrika. So dit sal wees
onroerende eiendom in Suid-Afrika, so daai onroerende eiendom in Suid-Afrika is nie onderworpe aan die uitgangsbelasting nie, en dan ook bates wat toeskryfbaar is aan 'n permanente saak in Suid-Afrika. So 'n permanente saak is dan nou in Engels 'n permanent establishment. Dit lei dan ook seker mense tot die vraag om te vra, nou, maar watter bates word dan nou regtig hierdeur geraak? My ervaring is dat vir baie persone wat immigreer, is die grootste impak by hulle beleggings. So 'n belegging sal nie onderworpe wees aan belasting as 'n buitelander dit gaan verkoop, as dit nou nie aan een van die twee uitsonderings voldoen wat ek nou net genoem het nie. So daar gebeur 'n geagte beskikking op jou belegging, en ek dink dan is dit ook nodig om 'n bietjie van 'n onderskeid te tref tussen liquiede beleggings en minder liquiede beleggings. So as ons kyk na liquiede beleggings, so dis byvoorbeeld JSE genoteerde aandele of enige genoteerde aandele op enige beurs vir wat dit betref. Effective trusts, goeds wat jy kan verkoop en redelik vinnig omsit in kontant. Alhoewel geen belastingbetaler regtig daarvan hou om belasting te betaal, veral as jy nou nog nie die bate verkoop het nie. Vir hierdie liquiede tipe bates is daar 'n manier wat jy die kontant kan kry om die belasting te kan betaal. Die regte probleem kom in wanneer jy aandele in 'n privaat maatskappy hou. So dit gebeur tipies dan nou die scenario waarna mense hier aan die kyk is die persoon wat immigreer het 'n besigheid opgebou, daar's 'n goeie gesonde besigheid wat binne in die maatskappy bedryf word, en as gevolg hiervan het die aandele 'n redelike hoë waarde. Wat baie keer ook aan die ander kant gebeur is dat waar die persoon die besigheid self begin het, is die basiskoste van hierdie aandele redelik laag. So nou sit ons met hierdie scenario waar daar's 'n hoë markwaarde, lae basiskoste, so daar's 'n wesenlike kapitaalwins, en anders as gelyste aandele, is dit nogal moeilik om privaat maatskappys aandele net 'n klein bietjie op 'n slag te verkoop. Selfs as mens na hele blokke sou kyk, dit vat nogal onderhandel en soek verkopers voordat jy hierdie aandele in kontant kan omsit. So vir persone wat immigreer wat sulke privaat maatskappy aandele hou, dis definitief 'n werklike kontant effek van hierdie bepalings wat mense in gedagte moet hou. Nou, soortgelyk aan die privaat maatskappy aandele, as jy die aandele van 'n privaat maatskappy hou wat eiendom besit in Suid-Afrika, is daar so 'n bietjie van 'n vreemde situasie wat ontstaan. Nou hierdie aandele as 'n reël bly nog steeds onderworpe aan belasting in Suid-Afrika. So wanneer dit verkoop sal word, sal daar nog steeds kapitaalwinsbelasting wees. So dis wat die wetgewing na verwys as 'n belang in onroerende eiendom in Suid-Afrika. Nou, as mens na die uitgangsbelasting kyk, daar's geen uitsondering hiervoor om te sê, maar hierdie aandele is nie onderworpe daaraan nie. Die rede daarvoor is dat daar 'n sekere dubbelbelasting oor die inkomste of belasting verdra wat, wanneer die aandele verkoop word, kan dit nogal debatteerbaar wees of Suid-Afrika dan nou die reg het om hierdie winste te belas of nie. So om seker te maak dat die bates nie uit die belasting net kan skuif sonder dat daar belasting gehef word daarop nie, is dit onderworpe aan die uitgangsbelasting. Miskien 'n laaste punt voordat ek afsluit, en dit is die feit dat mens sien dat heelwat belastingbetalers en belastingpraktisyns probeer die effek van hierdie uitgangsbelasting so bietjie te bestuur. Veral as mens gaan kyk na byvoorbeeld aandele, is iets soos dividende kom gereeld ter sprake. Nou, wat mens nou net moet onthou met dividende, is hierdie dividend is ook nie 'n belastingvrye gebeurtenis nie. So as jy byvoorbeeld 'n dividend aan 'n individu sou gaan verklaar wat die aandele hou, selfs al bly daai dividend uitstaande op leningsrekening, is daar nog steeds dividendbelasting op hierdie dividend wat verklaar word. Selfs as ons gaan kyk na sekere van die buitelandse aandele, as mens daarop dividende sou verklaar, dan is daar bepalings om hierdie vrystellings wat daar bestaan terug te neem as daai aandele, as die inwonerskap van 'n persoon byvoorbeeld sou verander binne 'n sekere tydperk. Alhoewel heelwat van daai reëls is eintlik op meer korporatiewe strukture gemik.
Goed, so om af te sluit en miskien op te som, wat kan jy vat uit vandag se episode? Ek dink die eerste belangrike punt is die exit tax of 'n uitgangsbelasting ontstaan wanneer daar 'n geagte verkoop is van 'n persoon se bates wanneer die persoon ophou om 'n inwoner te wees. Die tweede belangrike ding is die exit tax geld nie op alle bates nie. So dis nodig om te gaan kyk na 'n persoon se pool van bates om te sien maar watter van hierdie bates word geraak en watter nie. Die derde ding is daar waar mens baie versigtig moet wees en waar daar dalk 'n werklike wesenlike kontant effek kan wees, is by beleggings en veral illiquide beleggings. Dit is gewoonlik 'n rooi of 'n oranje vlag waarvoor 'n mens moet uitkyk, want daar's 'n bietjie beplanning vir die kontantvloei nodig daar. Goed, dit is al vir vandag se episode. Baie dankie dat jy geluister het en as jy die potgooi geniet het, gaan skryf asseblief in op jou gunsteling potgooi platform en natuurlik as jy sou wou, vertel vir al jou vriende en jou kollegas van hierdie potgooi. As jy enige vrae het wat jy graag sou wil hê dat ek daaroor gesels in 'n volgende episode, dan is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My e-posadres is onder in die notas tot die episode. Net ter afsluiting, niks wat ek in hierdie potgooi gehad het, behoort as belastingadvies beskou te word nie, en dit is definitief ook nie 'n plaasvervanging vir feitspesifieke belastingadvies. Tot volgende keer. Totsiens.